broers en susters na hierdie tyd van Bybelstudie. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die titel Leebeloftes. Ja, leebeloftes. Miskien is u 'n slagoffer van iemand wat aan u 'n belofte gemaak het en hierdie belofte was nooit vervul nie. 'n vriend, 'n kollega, 'n moeder of 'n vader wat aan u 'n belofte gemaak het. Of 'n beste vriend wat vir u iets beloof het en hierdie belofte was nooit in vervulling gebring nie. Ja, of u self was miskien in 'n situasie waar u 'n belofte aan iemand gemaak het en u kon nie hierdie belofte nakom nie. Dis wat ek vandag oor gesels. So ons gaan kyk wat die woord van die Here sê. Ons gaan kyk uit die skrif en watter gevolge is daar wanneer ons leebeloftes maak. En wat is die impak in ons lewe, nie net in vandag nie, maar ook in ons toekoms. So ons gaan kyk na wat die woord sê, ons gaan deur die Ou Testament, ons gaan deur die Nuwe Testament gaan, en ons gaan kyk bietjie na verskillende skrifte oor hierdie onderwerp, leebeloftes. Nou, daar is 3 beginsels wat ek gaan kyk in vandag se Bybelstudie. Die eerste beginsel is die beginsel van geloftes of beloftes. Dan die tweede beginsel wat ek gaan kyk is die beloftes van ja of nee. En die derde beginsel wat ek gaan kyk is die beginsel van dade en werk. So 3 beginsels wat ons gaan kyk is die beloftes, die beginsel van beloftes, die beginsel van ja of nee of ja en nee, en dan die derde beginsel, die beginsels van dade en werke. So kom ons gaan kyk bietjie na die eerste beginsel, die beginsel van beloftes of geloftes. So ons gaan kyk na wat die Bybel sê, ons gaan kyk na wat die woord sê. So kom ons bly almal na die boek van, kom ons kyk eers na die boek van Prediker, en ons kyk na Prediker hoofstuk 5 van 3 tot 4. So Prediker hoofstuk 3, Prediker hoofstuk 5 van verse 3 tot vers 4. Ons lees soos volg: As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel dit nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Kom ons lees dit weer. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel dit nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof het, dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. So, nou die woord beloof kom van die Hebreëse woord natar. En natar eintlik sê dis om 'n belofte te maak in alle erns en in alle oortuiging. So, u kan miskien onthou dat die persoon wat aan u 'n belofte gemaak het, was so oortuiging en was so in alle ernstig oor die belofte, of u self het 'n belofte aan 'n persoon gemaak met alle erns en met alle oortuiging. So dis wat die woord natar beteken, dat wanneer ons 'n belofte maak, is daar erns en daar is 'n oortuiging. Nou sê die woord betaal wat jy beloof kom van die woord shalom. Nou shalom beteken is om in verbond van vrede te wees en om vrede te hê. So wat dit eintlik beteken is dat wanneer ek 'n belofte maak aan 'n persoon, dan maak ek eintlik 'n verbond. En dis waar die woord shalom kom. So dit beteken dat ek betaal, ek maak 'n verbond met hierdie persoon. En dit is so belangrik om te weet dat elke keer wanneer ek 'n belofte aan 'n persoon doen, dan maak ek 'n verbond, of ek bind myself in 'n verbond met hierdie persoon. So dis wat dit beteken. So beloftes is 'n verbond wat ek maak met iemand. So die vraag is, hoeveel verbonde is gemaak deur valse of deur leebeloftes? So elke keer wanneer ek 'n belofte aan 'n persoon maak, beteken dit ek maak 'n verbond. Nou, so dis waar die woord kom. Nou, die Bybel sê dat ons moet betaal wat ons beloof.
Nou die vraag is dat elke keer wanneer ek 'n belofte aan 'n persoon maak, dan doen ek eintlik 'n skuld. En die vraag, het ek my skuld al hereffen? So baie van ons maak leebeloftes, en leebeloftes is agterstallige skuld. So ons moet ons agterstallige skuld betaal, want ons is in Shalom, ons is in skuld in. En dis wat die woord van kom, Shalom. So leebeloftes is eintlik agterstallige skuld wat ons maak. Die tweede beginsel is die beginsel van ja nee. En ons gaan kyk na die Nuwe Testament. Kom ons gaan kyk bietjie na Matteus hoofstuk 5. En dit lees soos volg, Matteus hoofstuk 5 vers 37. Maar laat julle woord ja, ja. En laat julle woord nee, nee wees. Wat meer as dit is uit die bose. Kom ons lees dit weer. Maar laat julle woord wees ja, ja. Nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Nou die is 'n baie interessante skrif wat ons van lees in Matteus, die beginsel van ja of nee. Nou die woord ja kom van die Hebreëse woord na'i, wat beteken voorwaar, beteken waarlik, dit beteken sekerlik. En dis waar ons die woord kry van die Ou tot die Nuwe Testament, wat die Here as hy sê ja, kry ons die woord voorwaar ek sê vir julle. Dis wat die woord eintlik ja beteken. So ja is 'n baie sterk bevestiging van my belofte teenoor 'n persoon. So wanneer die Here sê voorwaar, beteken dit die Here sê eintlik ja. So wanneer jy ja aan 'n persoon sê, beteken dit dat jy maak 'n sterk bevestiging. En die woord ja of na'i kom ook van die woord amen, waar ons die woord kry amen. Amen, laat dit so mag wees. So dis eintlik wat die woord amen. En dan kry ons die ander woord nee. Nou nee kom van die woord wat beteken nooit. Nou, en dan die woord nee kom ook van 'n tweede Griekse woord waar ons die woord kry me. Nou me verwys na 'n absolute ontkenning. Dis om 'n sterk ontkenning te vertoon. So wanneer ek nee sê, dan ontken ek alles wat in my is en wat ek in aanglo. So dis wat die woord nee beteken. So baie keer in ons lewe besef ons dat ons weet nie hoe om nee te sê nie. So ons moet soms leer om nee te sê. Ons kan nie net altyd 'n ja broer wees nie, vir almal en vir alles ja sê nie. Ons moet by 'n plek kom waar ons ook kan leer om nee te sê. En waarin ons nee sê, beteken dit dat ons moet bly by ons woord. So dieselfde vers Matteus hoofstuk 5 vers 37 sê dat as ons nie ja of nee kan sê nie, dan sê wat meer as dit is uit die bose. Wat beteken dat wanneer ons nie nee kan sê nie en ons kan nie ja sê nie, dan maak ons ruimte vir die bose om in te kom. Nou, wat die woord uit die bose kom van die woord eimi. Nou, die woord uit beteken om te wees, beteken om te bestaan. Dit beteken ook om te gebeur, beteken ook om teenwoordig te wees. So wanneer ek nie ja kan sê nie, of wanneer ek nie nee kan sê nie, dan nooi ek die bose in om teenwoordig te wees in my lewe, in my toekoms en vir die res van my lewe. So wanneer ons leebeloftes maak, en ons kom nie ons beloftes toe nie of na nie, dan maak ons 'n deur oop vir die bose om in te kom, om teenwoordig te wees in ons lewe. So die bose neem woning in ons lewe, die bose neem woning in ons toekoms, en die bose word deel van ons lewe. Nou die woord wat uit die bose uitkom, meer as dit, ons skryf 4 tipe bose. Die eerste woord is die woord poneros. Nou poneros beteken 'n struikelblok. So wat beteken wanneer ons leebeloftes maak en die bose kom in ons lewe, beteken daar kom struikelblokke in ons lewe.
Die woord bose waar ons die woord poneros kry ook beteken ook om swaar te kry. Beteken om ingedruk en getuister te word deur 'n swaar arbeid. Die woord poneros beteken ook om te swoeg en te sweet. Beteken om pyn en moeilikheid te kan verduur. So wanneer ons leebeloftes maak, kom die bose en die bose gee vir ons pyn en moeilikheid vir die res van ons lewe. Die woord poneros beteken ook 'n slegte toestand. So ons ervaar alles in ons omstandighede is sleg. Nou die woord bose kom ook van die tweede woord waar ons die woord kry panos. En panos beteken groot moeilikheid. So wanneer jy leebeloftes maak en jy sê nie ja of jy kan nie nee sê nie en jy kompromie, beteken die bose kom en die bose bring groot moeilikheid in ons lewe. Dan kry ons ook die derde woord wat bose beteken, ons kry die woord sapros. Nou sapros beteken wat vrot is, wat verrot is, wat uitgeput is, dit wat van swak gehalte is, dit wat sleg is, dit wat ongeskik is vir gebruik, en dit beteken ook dit wat waardeloos is. So dit beteken dat ons lewe word vrot. As ons leebeloftes maak, ons bring ons lewe word so vrot en ons word ongeskik vir enige gebruik. En dan kom die woord bose van die vierde woord sepo. Nou sepo beteken om korrup te wees of om korrup te wees. Beteken ook om te verpes en dit beteken om te vernietig. So wanneer ons kompromie, beteken dit dat ons bring die bose in ons lewe en ons vernietig onsself. Nou die derde beginsel wat ons kry is die beginsel van dade en werke. Nou kom ons lees gewoon na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 23 vers 23. Dit sê soos volg: wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. Kom ons lees dit weer. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. Nou die woord wat oor jou lippe gaan is 'n baie interessante woord. Nou die woord lippe kry ons die woord sefet. Wat gespreek is shafak, maar wat sefef beteken 'n taal, 'n spraak, en dit beteken ook om gebinde word deur woord en deur spraak. So wat beteken dit wat uit ons lippe uitkom, dit bind ons eintlik. So jou woorde en beloftes bind jou tot dit vervul is. So wat ons spreek bind ons vir ewig en vir die res van ons lewe. So die woord wat oor ons lippe kom, toon ook integriteit in ons woord en ons belofte. So die ander woord van lippe in die Hebreëse woord sof, beteken einde van dit wat ek gespreek het, of om alles te beëindig. So dit beteken dat alles wat jy uit jou woord uitspreek, alles wat uit jou mond kom, oor jou lippe, bind jouself. So my broer en suster, is u skuldig aan leebeloftes? Of weet jy van iemand wat leebeloftes aan u gemaak het? So wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en moet jy doen. Nou, die woord doen kom van die woord asa, wat beteken om te werk, om 'n offer te bring, te bewerkstellig, om 'n tak of 'n belofte tot aan die einde deur te voer. Nou, Jakobus hoofstuk 1 vers 22 tot 23 sê soos volg: en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sit. Nou die woord in Jakobus sê dat ons moet daders wees, ons moet doen dit wat ons beloof. En dis waar ons die woord kry poio, wat beteken om te doen, produseer, om ons beloftes na te kom. My broer en suster, dis die 3 beginsel wat ek met u wil gepraat het. Die beginsel van beloftes, die beginsel van ja of nee, en die beginsel van daad en werk. My broer en suster, ek hoop dat hierdie tyd van Bybelstudie vir u geseën het, dat u iets geleer het oor die krag van leebeloftes.
So maak vandag 'n besluit dat alles wat oor die lippe kom, alles wat jy beloof aan die Here of aan die mens, dat jy dit in vervulling gaan kom. So wees geseënd, wees 'n dader van die beloftes, word 'n kampioen van wat jy oor die woord spreek en hou integriteit. Tot volgende keer. Shalom. Shalom.